Gek oor haar eie Afrika Ondier episode 89. Hulle sien haar feitelik gelyk van daarbo van die balkon af, waar sy onseker by die onderpunt van die terras staan en kyk na die groot Martinez Lodge huis, paradys by die see. En daar spring Sylvia op en roep uit, ag nee, daar sy weer, het sy die vermetelheid om te kom aas. Dit is die vrou wat Callie Hoenderhaan gesteel het en sommer net hier naby nek omgedraai en geslag het. Dis waar ons die vere gekry het. Alles aan haar wys dat sy die dief met haar magie en al gaan inhardloop om haar iets aan te doen. Maar Sergio ken sy suster baie goed. Voordat sy die punt van die stoep bereik, is sy arms om haar en hy keer, nee, wag nou man, jy kan nie so te kere gaan nie. As jy nou val, maak jy dalk jouself en vir babietjie seer. Maar hy het net 2 hande, want Diego is al verby hom, in draf stap teen die trappe af. Lia sit hom agterna. Hy kan nie iemand hier na die lodge toe nooi en dan besluit om haar te vermoor, as hy ten minste eers gehoor het wat haar storie is nie. Ek het nie die Hoenderhaan doodgemaak nie, hoor Lia al van ver af, toe sy op Diego en haar afkom. Diego het haar arm in 'n pynlike greep beet en duidelik gaan hy haar nie sommer los nie. Nou wat dan? Hoekom het jy vir Callie Hoender gejaag? Ons het jou almal dit sien doen. Callie Hoender, sy skud haar kop. Ek het gedink dit is iemand se maktroeteldiertjie. Ek is nie 'n monster om iemand se diere te vang en te slag nie. Ek was nog nooit so honger nie, en as ek honger is, gaan ek strand toe en vang 'n vis of haal mossels van die rotse af. Lia's nou by hulle. Sy vra, "Hi Mika, onthou jy ons? Dit is goed om jou weer te sien. Het jy na ons kom soek?" "Nee, nie regtig nie. Ek het net besef dat dit die lodge is waarvan die mense vandag op die skuit gepraat het. En toe herken ek jou en daardie mooi ou daarbo. Julle maak regtig 'n pragtige paartjie. Hy wat so groot en lewenslank is, en jy klein en petit. Kan jy asseblief vir hierdie man vra om my arm te los, sodat ek nou kan loop? Want duidelik sal ek nie werk hier kry nie. Maar dankie dat iemand voorgestel het dat ek moet kom, hoor. Ek sal jou los, wanneer ek seker is, dat jy niks met my vrou se troetelhoenderhaan te doen gehad het nie, hou Diego vol. Jy kan nou maar los, my mensekennis sê vir my, dit is nie sy nie, sê Lia. Mika vryf haar arm, soos hy uiteindelik loskom, en Lia glo dat daar pynlike rooi vingermerke agtergebly het. Wel myne sê, moenie maar honger vroumense vertrou nie, is Diego se eerlike opinie. Callie Hoendertjie, ag sies tog man, wat 'n oulike hoendertjie was hy nie. Elke keer wanneer ek hier verbygekom het, het hy langs my ingeval en 'n hele end saamgestap, as ek dan vir hom sê, dit is klaar, ek gaan nou na my huis toe en jy moet na joune toe teruggaan, het hy gehoorsaam omgedraai. Tot 3 aande gelede. En toe? Diego vou sy arms oor sy bors. 3 aande gelede het daar kwaaddoeners van vooraf gekom en ek het gehoor hoe praat hulle van die ou hoendertjie, dat hulle hom gaan vang en eet. Toe het ek hom maar probeer vang om hom terug te bring hiernatoe. Na 'n maand in die omgewing weet ek mos in watter rigting hy hoort, maar hy was net 'n rats, heeltyd net voor my gebly. En toe iemand vir my daar van bo af skree, los die hoender, dit is myne, het ek geglo dat hy veilig gaan wees, dat iemand hom by die huis sal inlaat, voordat daardie manne hom in die hande kry. En natuurlik, toe kan hy nie meer gejaag word nie, is die klein klits natuurlik weer strand toe, waar hy ongelukkig sy Moses teëgekom het met boewe, aanvaar Diego ook nou. So waar bly jy, as jy elke dag hier by ons verbystap? 2 huise van hier af, sê sy. O, by die Ferreras, huur jy 'n kamer by hulle? Jy is baie nuuskierig, verskoon my, ek gaan huis toe.
maar dan draai haar oë en sy kyk verby Lia en Diego en haar gesig wys dat sy beïndruk is met wat sy sien. Met Sergio, want dit is hy wat aankom met die 2 honde wat saam drafstap. Sy het nie die hoender gevang en opgevreet nie. Sy wou hom net terugjaag huis toe, verduidelik Lia kortliks, om die vraagteken van sy gesig af te haal. Ek sien, kom asseblief saam boontoe, ons braai chops en wors, die kombuis het 'n berg bykos gemaak en my ouers wil graag met jou gesels, want ek het gesê dat jy in 'n werk hier rond belangstel. Haar mondhoeke vertrek, wil hulle my sien oor die moontlikheid van werk, of omdat hulle steeds dink dat ek die huis 'n oulike troetelhoender vermoor het. Nee, ek dink hulle sal berus by jou verduideliking, veral as hulle weet dat jy niks met Kaliaan se voortydige heengaan te doen gehad het nie. Sergio glimlag en streel oor een van die honde se rug. Toe vraai vir die hond, en waar was jy tussen 7 en 9 op die aand van Kaliaan se verduideliking? Stacy, het jy 'n alibi? Die ys is gebreek. Sergio draai om, maar eers sê hy, wag julle 2 vroumense net hier, laat ek en Diego net eers vir my ontstelde pregnant fairy sussie gaan verduidelik hoe die kruisverhoor hier afgeloop het. Dan kom julle asseblief boontoe. Nee, dankie, ek stel beslis nie belang om by plek te werk waar ek van kuiken diefstal verdink word nie. Totsiens julle, sê Mika. Welkom eet ten minste net saam. Ek sê jou, my mense weet hoe om van oordaad 'n misdaad te maak, verklaar Sergio. Lia kan sien hoe Mika swoeg voor Sergio se charme, maar sy is seker dat die arme vrou in elk geval doodmoeg en honger is, en sy staan daar met 'n rou vis in 'n sak by haar. Sy gaan waarskynlik nou eers vir haarself iets moet gaar maak, voordat sy kan eet. Moet asseblief nie vir my sê dat jy nou eers van Barra af hier aankom nie, steun Lia ontsteld. Het jy geloop van daar af, nadat ons van die skuit afgeklim het? Mika kry weer daardie vasberade, ietwat koppige uitdrukking op haar gesig, voordat sy antwoord. En wat as ek het, Lia? Stap is goeie oefening. Welkom rus dan 'n paar minute hier by ons. Ek is vuil. Ek moet eers gaan stort en ander klere aantrek, en dan moet ek my vis in 'n vrieskas kry, of vir iemand gee om gaar te maak. Ek kan hom seker hier gaar maak, maar anders stap ek saam met jou. Van hier onder af roep Lia, ons kom, Mika gaan vinnig stort en iets anders aantrek, en ek stap gou saam met haar. Wanneer sy omdraai, lyk het egter asof Mika haar met die vis in die plastiek slak wil platslaan. Ek wil nie hê dat jy moet sien waar ek bly nie, sê die vrou. Wel, dan sal ek regtig nie kyk nie, verklaar Lia en begin eenvoudig aanstap. Hulle draai by 'n oop stuk veld langs die bure se huis in en kies kortpad tot by 'n ommuurde plek agter die volgende huis. 'n Kampeerterrein van soorte waar die Ferreras 'n badkamer en kombuis sê van soorte vir mense wat niks anders kan bekostig nie, beskikbaar maak om tente op te slaan. Lank staan plankplekke vir armes en die armste van armes. Op die oomblik is daar net 4 tente opgeslaan. 'n middeljarige man sit by die vuur en glimlag bly toe Mika vir hom die vis gee. Jacques is my buurman, hy woon daar. Sy wys na 'n halfmas tent waarvan meer as een paaltjie nie meer is nie. En hierdie is my domicile sitandi. 'n 2-man tentjie. Sy kruip in en haal 'n handdoek, toiletsakkie en skoonklere uit. Klere wat beslis nie gister nog in 'n winkel gehang het nie. Ek sal nie lank wees nie. 'n deur waar jy van bo af en van onder af kan sien as die storter daar binne is, maar hy bedek daarom die bare noodsaaklikhede.
sodat die kinders wat daar in die kamp rondhardloop nie aan openbare onsedelikheid blootgestel word nie. Shark stel ook nie in mensvleis belang nie. Hy is bly, hy het nie verniet vuur gemaak nie. Nou het hy 'n vis om te braai. Een wat klaar afgedop en ontpit is, maak Lea haar eie woorde op. En 'n broodrolletjie wat hy van iewers af optower. Of het die gesin daar agter dit vir hom gegee? Of kom dit dalk ook van Mika af? Gaan jy en Mika saam met my eet? Vra Shark en knyp die oopgesnyde vis in 'n rooster toe, velkant onder toe. Duidelik weet hy van visdraai. Nee, ons twee gaan uit, sê Lea. Sy kry 'n snaakse kyk van Shark. Daarna beskou hy haar van kop tot tone. Probeer seker besluit of sy uitgaan materiaal is. Is al haar knope toe, lyk sy ordentlik in haar nuwe kakie langbroek en liggroen hemp met die gekleurde onderbaadjie trui wat sy bo oor alles aan het. Beslis, sy het die uitrusting laas winter in Queen's Park in Pretoria gekoop. Nou wel uitverkopingpryse, maar waarskynlik die soort geld wat Shark se ore sal laat gloei, as hy moet weet wat dit gekos het. Lea druk haar skoene met die bruin stewels onder haar in, toe sy op 'n buitebandstoel gaan sit. Sy het nie die reg om so te lyk as ander mense 'n visie en 'n broodjie het om tussen baie te deel nie. Haar hart wil stikkend breek om te sien in watter haglike omstandighede die mense hier woon. Hoe het Mika hierin beland? Sy lyk soos iemand wat beter gewoond kan wees. Selfs die man wat na die visie braai, lyk asof hy onder beter omstandighede of van iets beter afkom. Hoe lank woon julle al hier? Vra Lea. Jy en Mika, Shark? Ek bly al 5 jaar hier. Ek hou die plek vir die Ferreras in stand. Hulle is nie altyd hier nie. Mika is nou so wat 'n maand hier. Ek weet nie of sy gaan bly nie. Sy soek mos werk. Die De Sousas is nou 3 weke hier. Hulle huis het afgebrand. Die man is 'n mechanic. Hy sal ook weer op sy voete kom en dan skuif hulle aan. Die gesinnetjie se ma roep die kinders. Speeltyd is verby. Hulle gaan eet. Papa het gebraai. Weens se worsies wat op lang broodjies gaan kom. Hulle braai feitelik elke aand. Lea sien hoe mamma 'n sakkie met tomatiesous vir elke kind gee. Hulle kan elkeen 'n klein bietjie op hulle broodjies smeer. Tent nommer 4 se man en vrou doen waitressing in tofu, vertel Shark. In die hoek is daar 'n hoenderhok. Wanneer Shark sien dat Lea stip in daardie rigting kyk, bedui hy. Ek sit nie, hulle sit daarmee net op hok nie. Ek laat hulle bedags uitkom en dan loop hulle hier in die kampie rond. Skrop in my groentetuin, vang goggas en slakke. Mens moet hulle maar mooi oppas. Jy weet mos, hier is ouens wat rondloop en hoenders vang. Daar is 'n klompie jong kuikens tussenin, ook oukies wat op die punt is om groot voëlvere te kry. Een lyk asof hy ook swart en wit gaan wees, soos oorle, kallie hoender, sien Lea toe sy nader stap. Sy vra, is party van hulle haantjies? Ek het geen idee nie, nooi. Ek sien maar as hulle groot is wat hulle is. Hoekom vra jy? Kan ek een van hulle koop? Wel, jy kan seker, maar hulle is nog bietjie klein om te eet. Shark kom ook nader. Watter een soek jy? Daai een wat swart en wit gaan wees. Hoeveel gaan hy kos? Shark trek skouers op. Nee, wat jy kan hom maar vat. Ek weet nie wat om vir hulle te vra as hulle so klein is nie. Lea keer. Onder geen omstandighede nie. Ek het net nie nou geld by my nie, so ek sal môre kom en hom kom haal, en dan gaan ek beslis iets vir hom betaal, want hy gaan 'n geskenk vir iemand anders word. Wel, dan moet jy hom nou saamvat, terwyl dit donker is, en die dag gaan jy hulle nie sommer gevang kry nie. Hy gryp die oukie en draai hom in 'n stuk kombuispapier toe, want net nou blerd sy op Lea se dierklere.
Ag, hy kan maar, dan was ek die goed maar weer. Sy vat die hoendertjie en hou dit styf teen hom vas. Net daarna kom Mika uit die stort. Hulle groet en begin aanstap en Mika kyk snaaks na haar. Daar was sy met die hoendertjie loop. Onthou dat ek vir jou geld gee om vir hierdie hoendertjie te betaal. Ons is eintlik 'n baie lekker klomp hier, spog Mika. Dis my snaaks dat Shark vir jou geld gevra het. Nee, hy het nie, maar ek gaan definitief betaal. Maar ek kan sien dat julle 'n lekker klomp is, besluit Lea. En sy sien ook dat Mika nogal mooi lyk met haar lang gekleurde romp swart blouse. Om haar skouers is daar 'n serp teen die ergste koue met lang vraaiings. Haar grys wordende hare hang nou los en wild om haar kop. So lyk 'n regte sigeuner. Iewers agter haar moes daar nou net 'n mooi bont karavaan wat deur 'n reuse perd gesleep word aangekom het. Lea hou van die vrou. Sy is so arm soos 'n kerkmuis, maar daar is iets trots en ordentlik aan haar. En daar is min mense so ordentlik soos Sergio se familie. Dit kom sy ook agter toe hulle Mika hartlik welkom heet in hulle midde. Selfs Sylvia is nou vriendelik en bedaard en sy huil sommer toe Lea die ou klein kuiken hoendertjie op haar skoot neersit. Hy het vir my geroep en gesê sy naam is Callie 2. Hy wil saamkom. So hy is nou jou nuwe baba hoendertjie. Die honde kom inspekteer die bewende rietboskasie wat ontsnap plek soek en Diego hardloop om 'n voëlhokkie in Pa Martinez se garage te gaan haal. Callie 2 het duidelik pas in die hemel aangekom, al is hy gelukkig nog van hierdie aarde, sien Lea. Daar is nou 'n waterbak, gebreekte mielies en 'n lekker sponsie in sy woonstel waar hy kan slaap. En sy kan Sergio opvreet van liefde, toe hy die dingetjie later uithaal en self ook troetel. Sy self in die hemel met 'n man soos hy in haar lewe, veral toe hy styf teen haar kom sit en haar weer teen hom vastrek. Terwyl hulle eet, vra moeder Martinez uit oor Mika se werkservarings, en daar stem almal saam. As Mika belangstel, kan sy die pos wat Alice van langsaan altyd beklee het kry. Aflos ontvangsdame, net so 10 dae per maand, sodat die Martinez daarom so bietjie kan wegkom, of net eie tyd het. Dit is nogal nuttig dat sy so naby woon, en kan sy dalk sommer môre al begin, want die gesin gaan môre aand saam uit, hulle gaan in tofu eet. En dan moet hier iemand by ontvangs bly, tot ongeveer 7 uur, as Mika kan sien. En Sondag wil hulle net mif, hulle seun kuier min genoeg hier. Hulle sal almal hier rond wees, as Mika dalk vra het. Maar hulle is af, verstaan, hulle gaan nie werk nie, sy gaan werk. En Mika verstaan, sy knik dankbaar, sy gryp die geleentheid aan, en toe rus daar die donker oë van haar op Lea. Daar is 'n boodskap in. Dit lees, moet asseblief nie vir die mense sê onder watter omstandighede ek bly nie. Want eintlik was dit presies wat Lea wou doen. Sy wou hoor of daar nie 'n kamertjie of 'n plekkie is waar die vrou kan tuis gaan hier by Paradise Lodge nie. Maar dan is dit mos nie haar besigheid nie. Sy sal nie inmeng nie. Die familie sal een of ander tyd waarskynlik uitvind wat met Mika aan die gang is. Maar hopelik stel Mika hulle nie intussen teleur nie. Sy lyk mos nie soos iemand met 'n duister verlede nie. Of hoe? Vra Lea haarself af. Word vervolg.